Goeiedag aan elkeen wat vandag saam luister. Hierdie week luister ons saam oor disippelskap as 'n reis. So, wat doen jy wanneer die pad onder jou voete skielik verander van 'n gelyke teerpad na 'n klipprige opdraande waar elke tree inspanning verg? Is dit 'n teken dat jy verdwaal het, of is dit dalk juis 'n teken dat jy op die regte pad is? Op hierdie reis van disippelskap moet ons mekaar eerlik in die oë kyk en erken, die pad gaan nie altyd deur groen weivelde nie. Ons loop deur seisoene. Daar is tye van groot opgewondenheid, maar daar is ook tye van flippies. Daardie Griekse woord verdrukking of swaar kry. Dit voel dikwels of die winter in jou siel ingetrek het en God duisende kilometers ver van jou af weg is. Maar, weet jy, 'n ware vakleerling leer nie net hoe om te werk wanneer die son skyn nie. Hy of sy leer die kuns van sy of haar ambag juis wanneer dinge moeilik gaan. Geloofsvorming is nie 'n romantiese sprokie nie. Dit is 'n proses wat dikwels deur lyding en vrae loop. Die skrywer Larry Crabb het eendag gesê, "We work so hard to escape suffering that we fail to realize what good things might be happening in us as we suffer." As ons altyd die opdraandes probeer vermy, mis ons die geleentheid waar ons karakter gevorm word. Die psalmskrywer herinner ons in Psalm 23 dat selfs wanneer ons deur die dal van doodskaduwee loop, U by ons is. Die kuns is om nie weg te hardloop uit die donkerte nie, maar om te vertrou dat die Meester, dat God steeds die pas aangee, selfs wanneer ons hom nie duidelik kan sien nie. Jou wintertye is nie 'n mors van tyd nie, dit is die voorbereiding vir 'n nuwe lente. So vra jouself vandag, in watter seisoen is jou siel vandag, en kan jy die God se hand, God die Meester, vertrou, selfs al voel die pad klipperig. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Vader, dankie dat U nie net 'n God van die sonskyn is nie, maar ook die God van die donker valleie. Here, as ek vandag in 'n seisoen van flippies, van verdrukking of droogte is, hou my voete stewig op die pad. Help my om nie moed op te gee nie, maar om te onthou dat U self hierdie pad gestap het. Leer my wat dit beteken om te volhard en herinner my dat U naby is, selfs wanneer ek U nie voel nie. Amen.